Goeiedag en baie welkom by Woordspieël. As jy van die begin af saam met my reis, dan het ons nou al saam deur Matteus en Markus gelees en ons trek nou al by Lukas hoofstuk 14 en ook het ons nou al deur die hele Genesis gewerk en ons trek al daarso by Exodus. So jy is welkom om terug te gaan en daardie video's bly alles op YouTube, die playlists is daarso. Deel dit met mense, gebruik dit weer as jy nodig het en kom ons bly in die woord tyd spandeer, soos wat ons hoofstuk vir hoofstuk deur die Bybel gaan en kyk wat spring vir ons uit en wat lig die Heilige Gees vir ons uit en wat wil hy vandag vir ons sê. Ek lees vir jou vandag Lukas 14 vers 25 tot 30 met die tema bereken die koste. Lukas 14, 25 tot 30. Groot skares het Jesus gevolg. Hy het omgedraai en vir hulle gesê: as iemand na my toe kom, moet jy my liewer hê as jou eie pa en ma, vrou en kinders, broers en susters en ook jou eie lewe gering ag. Anders kan jy nie my disipel wees nie, en jy kan nie my disipel wees as jy nie jou eie kruis dra en my volg nie. Moenie eers begin voordat jy die koste bereken het nie, want wie sal met die oprigting van 'n gebou begin sonder om eers kwotasies te kry en te sien of daar genoeg geld is om die rekeninge te betaal. Anders kan jy dalk net die fondament voltooi voordat die geld opraak en dan sal almal mos vir jou lag. Dan sal hulle sê, daai kerel het mooi begin bou, maar sy geld was op, nog lank voordat hy klaar was. Jesus beskryf hier die kostes van disipelskap. Om Jesus se disipel te wees beteken ek moet hom liewer hê as my ouers, as my vrou, as my kinders, as my broers of susters en liewer hê as myself. As ek nie bereid is om dit te doen nie, kan ek nie sy disipel wees nie, want dan kan ek nie my kruis opneem en hom volg nie. Dan gaan Jesus verder en hy sê, moenie eers die moeite doen om te begin om my te volg en hierdie pad as 'n disipel te stap, as jy nie bereid is om hierdie kostes te betaal nie, om hierdie koste te bereken en te betaal nie, dan kan jy maar los. Want hoeveel Christene het begin om die gebou op te rig en nadat hulle die eerste paar stene van disipelskap gelê het, dan kom hulle agter dat hierdie te veel kos om verder te bou. Hulle is nie bereid om hulle self prys te gee en Jesus liewer te hê as alles anders nie. En nou sit hulle met 'n fondasie, maar niks meer as dit nie. En hulle is eintlik 'n bespotting. Dit maak 'n bespotting van disipelskap. Mense kyk na sulke Christene en lag en sê, hy dink hy is 'n disipel van Jesus, maar hy het Jesus nie liewer as homself nie liewer as sy vrou nie liewer as geld nie liewer as sy kinders nie. Wat 'n grap. Dit terwyl Jesus vir ons aan die begin gesê het, moenie my volg as jy nie bereid is om my liewer te hê as enige iets anders in jou lewe nie, insluitende jouself. En dis baie harde woorde, is baie harde realiteit, maar is baie waar. Hoe teenstrydig is dit nie met 'n goedkoop evangelie wat groot dele van Christendom verkondig nie. En Jesus sê wel, kom na my toe net soos wat jy is. Almal wat moeg en oorlaai is, kom na my toe. Jy hoef jouself nie uit te sorteer voordat jy na my toe kom nie. Ontvang gratis genade en vergifnis deur geloof in my. Maar in dieselfde asem sê Jesus, moenie eers die moeite doen om my te wil volg as jy nie bereid is om my liewer te hê as alles en almal insluitende jouself nie. Neem jou kruis op en volg my. Kom ons besef vandag wat dit beteken om Jesus te volg en om 'n disipel van Jesus te wees. En kom ons wees ernstig daaroor en ons laat toe dat God in ons werk, die werk wat hy in ons begin het, dat hy dit ook voltooi. Maak nie saak wat dit kos nie, want op die einde van die dag is dit die moeite werd. Kom ons bid saam. Jesus, ek volg U en ek soek U en ek het al soveel opgegee ter wille van U, tog sou ek dit nooit kon doen as dit nie vir U was nie. Ek kan nie daarin roem nie, Here, ek het die koste bereken en is bereid om dit te betaal. Help my om dit te betaal, want ek kan dit nie eens in my eie krag doen nie, maar ek wil dit betaal. Amen.
Amen. Die Here seën jou, mag jy 'n wonderlike dag hê, deel hierdie met iemand. Tot môre.